Hoi julle, ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle. My naam is Danel, vir die van julle oukies wat nog nie na my boodskap geluister het nie. Ek was so 'n bietjie siek die afgelope ruk, so ek kon nie lekker 'n voice note maak nie. Ek het so ietsie interessant wat ek met julle wil deel in verband met ons huidige tydlyn. Hierdie boodskap is vir persone wat belangstel in eindtydgebeure, betekenisse en openbaringe. Soos julle al weet, kry ek gereeld drome en boodskappe van God en aangesien God so gestel is op simbole en syfers, het ek die volgende tydlyn aan mekaar gesit. Van die van julle wat al van my vorige video's gekyk het, sal verstaan hoekom ek juis 2019 tot en met 2031 gebruik om julle vinnig te herinner. Is ek oortuig daarvan dat daar vele profesieë gedurende hierdie tydperk vervul gaan word en dat ons as Christene se geestelike oë en ore oop moet wees sodat ons die tekens kan raak sien wat die Heilige Gees vir ons uitwys en ons dus nie onkant gevang moet word wanneer hierdie dinge wel in vervulling kom nie. Ek wil dit net weer eens duidelik maak dat ek geen spesifieke jaar of dag uitsonder nie, maar slegs werk op met dit wat die Heilige Gees tot dusver aan my geopenbaar het. Vir die van julle wat vertroud is met die Strong's, Hebreëse en Griekse kodes, sal hierdie uiteensetting nogal interessant vind. Vir die res, dit is kodes wat vir elke woord in die Bybel gegee is. Die Ou Testament het Hebreëse kodes omdat dit oorspronklik in Hebreëus geskryf is en die Nuwe Testament dan in Grieks. Soos almal weet, is God 'n God van orde en fenomenaal in syfers. Soveel so dat daar selfs 'n hele boek in die Bybel oor syfers en 'n geslagsregister is, naamlik Numeri. Voordat jy skepties raak, dink net vir 'n oomblik hoe alles in die heelal basies met kodes en formules ontsyfer word. Hoekom nie God se woord ook nie? Hy is immers die skepper van die heelal en hierdie briljante brein agter al hierdie kodes en formules. Dit daar gelaat. Kom ons gaan kyk na die tydlyn. Skus tog, julle sal sien dat die jare soos meeste van ons op ons kalenders dit herken, met ander woorde die Romeinse kalender 2019 tot 2031 in blou blokkies uiteengesit is. Die Joodse jaargetal verskil van ons sin. Dis 'n studie wat ek sal aanbeveel, studie op sy eie wat ek nogal sal aanbeveel. Om werklik die Bybel in sy volle konteks te verstaan, Ou en Nuwe Testament, moet jy vertroud wees met die Joodse geskiedenis en weet wat die oorspronklike Hebreëus en Griekse betekenis en boodskap was, want daar het soveel woord verlore geraak tydens die vertalingsproses en kan ons eintlik net op die King James vertaling staatmaak. Maar gelukkig vir ons, lewe ons in 'n era waar ons toegang tot die nuutste tegnologie het en al het jy 'n Bybel in Afrikaans om natuurlik in jou taal beter te kan verstaan, kan ons vinnig dit vergelyk met die oorspronklike vertaling om 'n beter begrip te kry van wat dit eintlik beteken. Goed. Aangesien datums vir God so belangrik is, het ek die jaargetalle geneem en gaan kyk wat elkeen se Hebreëse en Griekse betekenis is en 'n wonderlike ontdekking gemaak. Soos ek al vroeër genoem het, kan dit als net blote toeval wees. Maar aan die ander kant, wat as dit nie is nie? Dis hoekom ons mos maar hierdie dingetjies probeer uitredeneer. Veronderstel die 7 jaar verdrukking begin 2023, wat nogal 'n baie goeie kans staan met alles wat nou gebeur in die Midde-Ooste en die tydlyn eindig 2030-2031. Dan moet hierdie kodes vir ons 'n indikasie kan gee van gebeure rondom hierdie tydperk. Voor ek die kodes met julle deurgaan, wil ek ook net noem vir die van julle wat nie weet nie, 'n Joodse jaar begin in ons April. Dis oor vleueljaar 2 van ons Romeinse jare. Byvoorbeeld, die Hebreëse jaar 5779 wat nou 2019 in April begin het, eindig dan Maart 2020. Dis sal jy sien dat die geel boog en perspyl hierdie jare aandui. Die rooi pyle verteenwoordig die Romeinse jare met hul betekenisse. Die Romeinse jaar het ek die
Hebreëse en Griekse kodes in blou en rooi uiteengesit en die Hebreëse jaar in slegs Hebreëus. Ons begin by die Hebreëse jaar links onder. Ek gaan eers elkeen se kode gee en dan in sinsverband verduidelik. Ek gaan vir julle so ver moontlik gaan dit eers in Engels doen en dan ver moontlik vir julle soos wat ek aangaan dit 'n beter prentjie in Afrikaans vir julle probeer skep. Goed, as julle sien as julle kyk nou na die jaar 5779, dan sal jy sien daai kodes skop uit. Dit is to cancel, to plan and advise. Dan die 2019 sin sal sê die Hebreëus sal sê very perverse en Griek sal sê to call. Dan gaan jy nou af weer na die volgende jaar 5780 wat sê advisors en in 2020 sin sal sê deliverance, escape, begin to grow. Dan gaan hy sê die 5781 is crushed, oppression, be pressed en 2021 weapons, take in hand. 5782 is awaken, eyes open, stirred up, excited. 2022 mountain range en dan to pour in. 5783 is naked, to be exposed. En dan 2023 mountain peak en dan fully supply. 5784 is blown away like chaff. En 2024 is place of exile being barred from one's native country, en dan contribution en supply. 5785 is skin of man, hide of animal, en dan 2025 altar anoint. 5786 geef jou cover eyes, make blind. 2026 to kill, destroy, murder, build. Dan 5787 is blind. 2027 is killing, drive upon the shore. 5788 is blindness en dan 2028 sê killing, denominate to express an amount of money in a particular unit. Mark of beast het ek nou maar net daar aangesit want dit is waarop het vir my dui. En 5789 is come to help. 2029 to conceive, watch. 5790 to help. 2030 if you're pregnant, eyewitness. 5791 speak in season. En dan 2031 is fantasy en a word. Ok, nou gaan ek vir julle op die volgende bladsytjie sal ek vir julle dit in sinsverband uiteensit. Goed, op hierdie uiteensetting sal julle sien, nou het ek al die Hebreëse jare, ek het alles nou in koloms gewys vir julle uiteengesit. Begin by die Hebreëse jare, wat hulle begin nou, hulle 2019 is 5779, en dan waar ons 2031 eindig hulle by 5791. Goed, dan het ek nou elkeen se kodes so in die kolomme geskryf, maar nou gaan ons dit lees sins in 'n sinsverband sit, soos wat die jare nou volg. Maar nou ek het dit begin by die, soos ek sê, by die Hebreëse jaar begin, soos wat ek daar die kolommetjies, daar die tabelle gehad het op die tydlyn uiteengesit het. So hierso gaan ek nou vir julle, hier het ek dit nou in tabelvorm gesit en daar het ek dit vir julle met die pyle uitgewys op die tydlyn. So hier het ek dit nou net in sinsverband gaan probeer sit vir julle. Die swart is die kodes se woorde wat hy uitgooi. Die rooi is nou maar net woorde wat ek ingesit het om dit 'n sinhalf te maak. Soos ek sê, dis alles spekulasie. Dit is net vir my baie interessant dat hierdie woorde spesifiek op daai jare is en dit half nou 'n hele boodskap vorm. So goed, kom ons kyk daarna. Hy sê, hy begin by, hy sê, to counsel, advise us about the plan, the very perverse plan, to call, wat beteken warning us. Advisors, watchmen warning us of, deliverance, escape, the rapture.
Want escape is die rapture, né, die wegraping wat plaasvind. Tension begins to grow. You will be crushed and oppression with weapons they take in hand. Wake up, open your eyes, things are stirring up. Get excited. Troubles, mountains about to pour in. Goed, as ons die eerste deeltjie begin, wat gebeur hierso? Hulle sê, counsel us, advise us about the plan. Wie's dit? Dit is al die mense wat die Here nou vir openbarings gee, soos byvoorbeeld ek, of jou pastoor, of jou leraar, wat die hele tyd sê, oral as jy op die internet gaan, mense waarsku almal sê, luister, dit is wat gaan kom, die eindtyd is naby, weet hulle sê vir ons, hierdie baie aaklige, perverse plan, wat die Satan besig is, om in plek te stel, die nuwe wêreldorde, die antichrist wat gaan kom. Hulle is besig om ons te waarsku, né? Weer eens 2020, weer eens watchmen warning us, dis die advisors, mense wat bly sê, kyk, dit is wat gaan gebeur. Hulle waarsku ons, die rapture is op pad, weet, daar is slegs, daar is verlossing beskikbaar, die deliverance, en jy kan al hierdie dinge, vryspring deur die wegraping as jy jouself oorgee en jou dan nou bekeer en Jesus aanneem. Want as jy dit nie doen nie, as jy gaan agterbly, die spanning gaan opbou, die tension begins to grow en dit is dan nou wat gaan gebeur. Dit is eintlik dan nou, hierdie is eintlik, kodes is eintlik vir die Jode, want die hele profesie is eintlik vir Israel bedoel, maar nou natuurlik gaan van die kerk gaan dit eintlik gespaar bly, maar baie mense van die kerk gaan wel agterbly omdat hulle nie regtig vir Jesus in gees en waarheid aangeneem het as hulle verlosser nie. En dit is hoekom die kerk ook gewaarsku word van hierdie goed. En dit is nou wat volgende gaan gebeur nou hier van 2021 af se kodes, sê dit is wat gaan gebeur. You will be crushed and oppression, dit gaan 'n groot verdrukking is op pad, né? Met wapens, daar gaan oorlog wees, wat hulle sê, they take in hand, want hulle gaan dit gaan 'n fisiese oorlog wees ook, en dan word daar gesê, wake up, open your eyes, julle moet wakker word, julle oë oopmaak, dinge gaan net erger raak, maar julle moet tog opgewonde wees, ook as julle sien hierdie dinge gebeur, en julle troubles, mountains about to pour in, onthou mountains is die kode daar, en onthou 'n berg verteenwoordig moeilikheid of probleme, want soos Jesus ook gesê het, jy sal vir daardie berg sê, werp jou in die see, hy daar vir ons probeer verduidelik, dat jy sal vir jou probleme sê, gaan werp jou in die see, jy weet, as jy geloof het, so klein soos 'n mosterdsaadjie. So as hy praat van mountains, praat hy eintlik van troubles, soos ek in rooi daar troubles gesê het, troubles about to pour in, né? En dan sê hy exposed and naked, iets gaan geopenbaar word, ontbloot word en tot op die been, en dit is die antichrist wat dan nou gaan sy verskyning maak. En dan sê die volgende kodetjie daar sê dan weer mountain peak, want hierdie, sodra dit gebeur, dan gaan die probleme vir die Christene of vir die Jode gaan net al hoe erger raak, want hulle gaan nie meer, jy gaan nie vrylik jou eie geloof kan beoefen nie, geen geloof gaan weer beoefen kan word nie, net die nuwe wêreldorde se geloof gaan kan gevolg of se meer kommunistiese party gaan gevolg kan word. En dan coming in full supply, want dit gaan nou geïmplementeer word. Maar dan word daar weer gesê, blown away like chaff, dit moenie bekommerd wees nie. Jy sien nou die dinge is besig om in plek te val, die kerk gaan weggevat word, die kinders van God gaan weggevat word, want na ons is gewaarsku, maar die wat reg is, will be blown away like chaff, sê die koring gaan van die kaf geskei word, en so spesifiek, hoekom sê hy blown away, want ons gaan weggeraap word, hy sê die volgende een sê, you'll be taken out of your native country, daar waar ons gebore is, want kyk, die aarde is nie ons eindelike woning nie, hy het gesê, hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei, nee, 'n plek waar met baie wonings, nee, dis ons eindelike plek waarheen ons op pad is, nee,
die nuwe Jerusalem wat hy later dan gaan maak vir ons. Omdat because of your contribution to the faith, omdat jy vasgestaan het in jou geloof, né? Dit is half jou reward, ek kry nou nie die Afrikaans daarvoor nie, wat jy gaan kry, ontvang, omdat jy vasgestaan het in jou geloof en gebly het by Jesus. Dan sê hy die volgende een is, wat gaan gebeur is, in die, ons is nou by 2025 se deel, daar gaan nou offers gemaak word. Daar word geprofeteer in die Bybel gesê, die Jode gaan dan weer offers doen, want hulle dink dit is wat hulle gaan red. Maar jy kan net gered word deur Jesus Christus aan te neem. So dis hoekom hy kode skin of man and heart of animal wees, want dit gaan weer die sacrifices wees, en dan die volgende enetjie is altaar, en die volgende is anointing, want hulle dink, as hulle die sacrifices op die altaar sit, sal hulle God se salwing kry, sal hulle God se blessing kry, maar dit is nie hoe dit mee werk nie. Toe Jesus gekom het, is dit al daardie offers en al daardie sacrifices en goed wat hulle gedoen het tot niet gegaan, en jy kan slegs die Heilige Gees ontvang en slegs Jesus ontvang en jou salvation kry as jy Jesus aanneem. As jou saligmaker, deur offerande en goed te doen, dit gaan jou nêrens bring, dit gaan jou nie in die hemel mee kry nie. Okay, maar dan sê hy, by 26, you'll be fooled, made blind, want dit is wat gaan gebeur. Baie van die mense gaan so in hierdie hulle gaan in hierdie web beland, waar hulle dink hulle gaan vasgevang word, deur die leuen, basies gaan blind gemaak word, soos wat hierdie antichrist gaan nou basies, nog steeds gaan hulle gaan mense doodmaak, hulle gaan mense vernietig, is kom hy sê, as they destroy, kill and murder, while building their empire, want hulle gaan nou sê, kyk, hulle gaan vir hulle die tempel bou, hulle gaan allerhande beloftes maak, maar eintlik gaan nog steeds, dis gaan kommunisties wees, en as jy 'n Christen wil wees, en jy wil jou Bybel hê, dan gaan jy basies, gaan jy gestraf word, jy gaan doodgemaak word, jy gaan dit, as jy nie hou volgens hulle reëls nie, en eintlik is dit nie so peaceful, soos wat hulle sê dit is nie, dit is eintlik net een groot kommunistiese regering, wat dan eintlik gaan gebeur, maar hulle gaan hulle eie koninkrykie probeer, hulle dan nou bou, hierdie antichrist in die New World Order. 27, dan sê net blindly killing and driving you in a corner, want hy sê daar eintlik driving you ashore. Dit is presies gebeur. Hulle gaan so blind wees, veral hulle gaan eintlik nie sien die mense, hulle gaan dink, is so wonderlik, ons is nou, lewe nou in hierdie geordende wêreld, wat 'n stelsel het, jy weet, wat jy jou hand net swaai, en jy kan koop, en dit gaan net goed, daar's nou iemand wat uiteindelik beheer geneem het, maar hulle kom nie agter eintlik, hulle is so blind vir al die ander moord wat gepleeg word, en eintlik word hulle al hoe meer en meer in 'n hoek vasgedruk. En dit is hoe baie van die ander mense nou ook gaan voel, wat wel nie die merk aanvaar het nie, want dit word nou vir hulle daar uitgesit, en dan sê hulle, those who accepted the truth are totally blind, dit is wat gaan gebeur, jy weet, die wat nou wel die merk aanvaar, gaan heeltemal blind wees, vir al hierdie dinge, soos ek nou net gesê het, want omdat hulle die merk van die dier aanvaar het, daai money unit wat hy van praat, want as jy die merk van die dier, die wat dit nie aanvaar het nie, weet, vir hulle gaan dit totaal en al voel, weet, hulle kan nie meer nie, hulle is in die muur, in die hoek vasgedryf, maar die ander gaan basies, vir hulle gaan dit net, weet, hulle gaan nie eers weet nie, as jy eers die merk aanvaar het, is jy verlore vir ewig, jy weet, jy gaan dan basies soos hierdie robot wees, wat basies maar net alles doen, wat hulle vir jou sê, hoe verskriklik gaan dit nie wees nie, jy het eintlik jou siel dan nou klaar verkoop aan die duiwel. Goed, 2029, die wat dan nou die Jode wat dan nou nog daar is, en van die Christene wat dit reg kry om weg te kry op 'n manier, hulle gaan uitroep en vra, Here, asseblief kom help ons net. Wanneer kom U terug, Jesus? Wanneer kom U terug? En
dan gee die Here net vir hulle belofte daar, want die woord is conceive, en die sinoniem daarvoor is om te dink, en dit is, you must think of me, hulle moet, and keep watch is die volgende een, jy moet basies, aanhou bid, en net vertrou, en uitkyk vir wanneer hy gaan kom, en dan sê hy, come to help, wat hy sal sê, Jesus 2030, ek kom wel, en die volgende enetjie kode is pregnant, hy sê, die sinoniem daarvoor is expect, hy sê, julle moet hierdie verwagting hê, dat ek wel gaan kom om te help, julle moet uitkyk, en dan sê hy, eyewitness, expect to be an eyewitness, die wat daar oor is, hy sê, elke oog gaan sien, en elke knie gaan buig, en elke tong sal bely, want almal gaan sien wat daar is, en dan 2031, when I speak in season, fantasy en 'n word, want sodra as Jesus gekom het, met die wederkoms, gaan almal hom sien, en sy woord is die laaste woord wat gaan plaasvind. En hy het gesê, as hy kom, dan gaan daar 1000 jaar van vrede wees, en dit gaan 'n plek wees, dit is soos 'n fantasiewêreld, basies. Niemand kan dit nou dink nie, want hy sê, die lam en die leeu gaan saam lewe, dit klink soos 'n fantasie, want dit is net wonderlik, dit is vrede, en dit alles net deur 'n woord wat hy gaan spreek. So ja, dit is basies wat ek vir julle wou sê, en wat ek vir julle net wou uitlig, het is vir my baie interessant, hierdie dingetjies, so ek sê, dit kan nou maar net heel waarskynlik dalk toeval wees, wat ek nie glo dit is nie, ek glo dit is absoluut, dingetjies word vir ons daar uitgelig, en word vir ons gesê, en ongeag of dit nou wel op hierdie spesifieke tydperke gaan plaasvind, bly die boodskap nog steeds, ons lewe moet reg wees, ons moet sorg dat ons elke oomblik seker maak, ons gesinslede weet wie's Jesus, en weet van hierdie dinge wat gaan kom, sodat ons 'n ingeligte besluit kan maak, om Jesus te kies, en ons lewe 100% vir hom te gee, en probeer te lewe, sodat ons na heiligmaking nastrewe. Ja, dit is maar wat ek vir julle hieroor wil sê. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, U is so wonderlik, die God wat alles weet, en wat alles ken, en wat alles kan doen. Here, die God wat vir ons hierdie dinge openbaar, wat weet wat ons moet, wat ons nodig het in hierdie tye, Here, dat U wat ons nooit sal begewe, en ons nooit sal verlaat nie, U wat vir ons al hierdie mysteries, basies, nou oopbreek, Here, want U wil hê U kinders moet weet wat aangaan. U sê, later in die woord het U gesê, sodra die eindtyd nader is, gaan die kinders visioene begin kry, hulle gaan drome begin kry, en woord en dinge gaan net vir hulle oopgebreek word, en hulle gaan dit net gaan begin verstaan. En ek wil vir U sê, dankie almagtige God, dankie Jesus, dankie Heilige Gees, dat U ons so lief het, dat U vir ons waarsku keer op keer, en vir ons al hierdie dinge, deur middel van tegnologie, deur Here, dinge wat ek nie eers aan dink nie, wat ek nie net oor my pad stuur, Here, sodat ek dit kan uitgee daar buite. Ek bid, Here, dat U elkeen wat luister en na hierdie boodskap, en kyk, Here, dat U hulle ontvanklike hart sal gee, Here, en dat U hulle oë en hulle ore sal open, dat hulle geestelike oë en ore sal open, en dit vir hulle verstaanbaar sal maak, Here, en dat hulle sal besef, maar U kan op enige manier, soos wat U verkies, met ons praat en kommunikeer, en Here, en dat die grootste boodskap hierso is, dat dit nie 'n stryery gaan wees oor maar hierdie jaar, of daai jaar, of wat is 'n kode nou, en daai tipe van ding nie, Here, maar dat hulle kan sien, dit wat U eintlik vir hulle wil probeer sê, is dat die koms baie naby is, en dat hulle met diep in hulle self moet gaan kyk, en na hulle familie gaan kyk, en kyk, is ons op die regte pad, is ons op die pad wat na U lei, en dit is die belangrikste, en ek bid dit uit my hart uit vir elkeen wat luister, en ek vra dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U genade. Seën elkeen, Here, wat hier luister, en ek bid dit in Jesus wonderlike naam, en so vra ek ook, dat elkeen van julle, asseblief dit sal
uitstuur, Heilige Gees, dat julle sal lei om soveel mense te sal stuur, dat hulle, dat ons net nog meer mense vir u kan bereik. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, weer eens ek sê, ek bid dit, dis my gebed, dat soveel mense daar buite hierdie dinge sal hoor. Al stem ons nie almal altyd presies saam oor hoe, wat en waar nie, maar die groot punt en die doel is dat ons wel almal by Jesus wil uitkom, en dit is die belangrikste van alles. Hierdie ander dingetjies is inligting wat ons kan bære in ons agterkop, en sodra die dingetjies gebeur, sal ons wel verstaan hoekom en waarom. Mag elkeen 'n wonderlike week hê. Shalom.